So, vanoggend deel ek met die span en ek is opgewonde oor hierdie boodskap. Maar ek wil jou waarsku, jy gaan nie vanoggend 'n bottel kry en net bietjie melk drink nie. Jy gaan steaks eet. Wie hou van steak? Wie hou van skaapchoppies? Tommy. Blykbaar hou hy van volstruisie, maar ek hou nog van volstruis. So, ek glo hierdie skrif, die eerste skrif wat ek met jou gaan deel, is 'n skrif wat vir jou persoonlik kan wees as 'n profetiese skrif, maar 'n profetiese skrif vir ons as Klein Karoo gemeente, 'n profetiese skrif oor Oudtshoorn. So nadat ek het dit al gesien as ek uitry George toe, maar nie besef in my voorbereiding dit is wat gebeur nie. En toe besef ek hierdie skrif as jy uitry George toe, so aan jou regterkant net voor chandelier. My skoonma noem dit kavalier, so ek moet altyd versigtig wees. My kinders praat van kavalier al, so net voor chandelier op die berg staan Jesaja 60 vers 1 tot 3. So God het lank voordat hierdie boodskap, glo ek, as mense dit sien, hulle sien uit Jesaja 60 vers 3, dan gaan hulle dit lees, en dan sien hulle wat hier staan. Maar op baie keer sien ons wat in 'n skrif staan, maar ons leef dit nie. En dit is hoekom ek gekom het, dat, Here, okay, hierdie is 'n profetiese woord vir ons as Oudtshoorn, glo ek, want elke keer wat ons al spreek ons dit oor onsself, maar doen ons dit? So dit lees, en die heel eerste deel staan vir my so uit. Staan op, Jerusalem. Laat jou lig skyn, sodat alle volke, sodat Oudtshoorn, laat jou lig skyn, dat alle volke, Oudtshoorn, dit kan sien, want die Here se heerlikheid skyn op jou. Die Here se heerlikheid skyn op jou. Dan sê dit, duisternis kom oor die aarde. Donkerte oor al die nasies, maar oor jou gee die Here lig. Jy is hier geplaas. Die Here gee lig oor jou. Al lyk dit duister, die Here se lig is oor jou. En hy beloof dit. Oor jou verskyn sy teenwoordigheid. Nasies stroom na jou lig. Nasies stroom na jou lig. En die konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. Kom ons sluit ons oë voordat ons in hierdie boodskap. Dankie Here dat ons weet dat daar 'n heerlikheid skyn oor elkeen van ons hierso. Maar Here, dat U vanoggend kom, dat wanneer daar lig in 'n plek inkom, wys dit dinge wat verkeerd is. Wys dit dinge wat uit plek uit is. En ons bid vanoggend dat U Gees teenwoordig sal wees in hierdie woord, dat U sal wys waar is die plekke wat ons moet regmaak en regstel en in plek kry, sodat U ware lig, U heerlike lig kan skyn oor Oudtshoorn, soos wat dit oor ons gespreek word elke dag. In die naam van Jesus. Amen en amen en amen. So die eerste deel wat ek sê, staan op. En dis waar my dringendheid vir hierdie boodskap gekom het. Want ek glo met alles in my, as die kerk van God waarlik opstaan, dan is daar geen keer aan ons nie. Nou jy kan maar net kyk op social media, met die gebeure wat op die oomblik aangegaan het, is die kerk besig om op te staan. Maar hoekom moet ons altyd opstaan as dinge verkeerd gaan? As iemand doodgeskiet word of daar die koms word geprofeteer op 'n dag? Hoekom moet die kerk dan skielik opstaan want hulle raak angstig oor wat gaan gebeur? As ons elke dag opstaan, dan kan die lig van God waarlik skyn in 'n dorp.
En hy sê, skyn sodat jou lig skyn na die volke, dat die volke dit kan sien en dat die heerlikheid oor jou sal skyn. Maar hierdie skrifgedeelte in die binnekant van hierdie skrif, duisternis kom oor die aarde, donkerte oor die nasies. So God se plan is dat ons moet opstaan as kerk van God, want hy sê Jerusalem, dis die kerk van God. Staan op, skyn jou lig vir al die volke, sodat die heerlikheid, want die Here se heerlikheid skyn op jou. Op jou. Jy is veronderstel om 'n lig te wees. Maar jy kan nie 'n lig wees as jy sit nie. Jy sit by die werk, jy kan 'n lig wees wanneer jy sit by die werk en agter jou rekenaar sit. Maar die woord sê staan op. So wat dit wil wys hierso in hierdie skrifgedeelte is dat wanneer jy opstaan en jou lig skyn vir die volke, dan is daar 'n reinheid wat plaasvind in jou lewe. 'n Reinheid en 'n uitbreiding van die kerk is hier ter sprake. Hoe groei die kerk? En as ek praat van die kerk, praat ek van Klein Karoo, maar die globale kerk ook. OK? So ek praat met julle want julle is hierso teenwoordig. Maar hoe groei die kerk? Is wanneer daar siele tot bekering kom. En dis hoe jy jou lig skyn. Niks anderste nie. Dis wanneer jy jou lig skyn en ander kan sien, jy is 'n volger van Jesus Christus, want jy het opgestaan. Dan kom siele tot bekering en dan word die kerk, dan groei die kerk. So al hoe die kerk kan groei, is wanneer siele tot bekering kom. En dan as jy gaan kyk na hierdie skrif, vat ek jou na Efesiërs 5 vers 1 en 2 toe. En Paulus skryf hierso, wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders. En hy sê, kom maar punt hierso. Gee aandag. So al wat jy moet doen, is as jy opstaan, moet jy 'n navolger van Christus wees. Kom maar punt. Gee aandag aan die res wat jy navolg. En wandel in liefde, soos Christus oor ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Die probleem is ek en jy kom op 'n Sondag hier in, hier's 'n klomp ligte wat skyn. Amen. Dis hoekom ons lekker voel wanneer ons in die teenwoordigheid inkom. Daar's iets wat gebeur want daar's ligte wat skyn. Maar weet jy wat gebeur met die kerk? Ons skyn op 'n Sondag, is dit maklik om jou lig te skyn as jy hier instap. Jou lig is maklik aan, want daar's ander ligte wat skyn. Maar wanneer jy Maandag by die werk kom, en jy kyk na jou besigheid se boeke, en jy moet daai baas face wat jou Vrydag uitgevreet het. En jy moet dalk jou huwelik face wat moeilike dinge deurgaan. Hoe skyn jy dan jou lig? En dis die probleem. Ons is maklik om te skyn wanneer ons saamkom, wanneer ons by 'n vrouebediening kom, wanneer ons by dinge van die kerk kom, dan skyn ons maklik ons lig. Maar wanneer jy in die wêreld gaan, dan word dit duister. Want ons sit ons liggie af. Nee, ek gaan nie nou iets sê nie. Ek gaan nie nou met die autoriteit praat wat God wil hê ek moet praat nie. Maar hierdie skrif in Jesaja sê, staan op! So as jy nou hierdie skrifgedeelte in hoofstuk 5 lees, die eerste vers 1 en 2, moet jy na hierdie gedeelte in konteks kyk. Wat sê Paulus hier so eintlik vir ons? So dan gaan ek altyd na die vorige hoofstuk toe en ek kan daar gaan lees en ons gaan bietjie daar wandel vandag. Maar wat is dit wat maak dat ek en jy ons lig afsit? En dat ons nie meer skyn soos wat God wil hê ons moet skyn nie.
En hy sê in vers 17 en 18 van hoofstuk 4, daarom sê ek met God se gesag. Nou ek het nou net gepraat, jy moet met gesag praat. Dis nie jou gesag nie, dis met God se gesag wanneer jy praat. So Paulus sê hierso, ek sê hierdie met God se gesag, met niemand anders se gesag nie, met God se gesag. Moenie langer soos nie-Christene lewe nie. Wat hulle uitdink is niks seggend nie. Moenie langer soos nie-Christene lewe nie, want hy sê jy is 'n Christen wanneer jy kerk toe kom, maar moenie langer soos nie-Christene lewe in die wêreld nie. Wat hulle uitdink is niks seggend. Kom maar punt W. Slaan 8. Hulle verstand is duister, omdat hulle onkundig is en onwillig om tot bekering te kom. Ken hulle nie die lewe wat God gee nie. So hulle verstand is duister. So waar moet jy lig skyn? In jou verstand. Want waar val die vyand jou heel eerste aan? In jou verstand. 2 weke terug het ons gepreek, die verstand moet ons konstant vernuwe. Want waar val hy jou aan as jy nie hierdie 2 pond brein vernuwe nie? Want ons raak vasgevang in ons verkeerde denkwyse. En waar sondig jy eerste? Hierso. In jou gedagtes. So hy sê, moenie soos nie Christene lewe nie. Moenie soos hulle dink nie. Want wat hulle uitdink, wat doen ek met hierdie brein? Ek dink dinge uit. Is niks seggend. Dit bring niks nie. En hulle verstand is verduister. Eerste, moet ek en jy 'n sekerheid hê, dat wanneer jy beweeg, moet jy soos Paulus kan sê, ek praat met God se gesag. Ek en jy moenie langer duld om net lou warm te lewe nie. Net duld om te praat met jou mond, en ons gaan nou daarna kyk. Of verkeerde leefwyses aan te kweek nie. Jy moet waaragtig tot bekering kom. Want dit sê hierso in hoofstuk 5, wat ek net nou gelees het, dat jy oorgegee het in die gawe en die offer aan God, wat 'n lieflike geur is. So as jy waarlik oorgee en opstaan, dan sal daar 'n lieflike geur voorkom. Hoofstuk 4 vers 25 en 29 sê, en hierso is die styks. OK? Daarom moet julle die waarheid teenoor mekaar praat. Die kerk het op 'n plek gekom wat ons net praat wat die mense wil hoor. Maar hulle wil nie meer die waarheid praat nie. Wil nie meer hoor dat hy verkeerd is en uit lynheid is nie. En dit is nie net die pastoor se werk om uit te wys dat jy uit lynheid is nie. Sorry dat ek jou point met 'n vinger. Dis nie net my werkie, dis almal van ons se werk om seker te maak almal is in lyn. En as iemand uit lynheid gaan, terug in lyn bring. Julle moet die waarheid teenoor mekaar praat. Moenie kwaad word nie. En die duiwel so 'n vashou gee nie. So as jy woede het, hier is jou eerste plek waar duisternis heers in jou lewe. As jy kwaad word, gee jy die duiwel 'n vashou in jou lewe. Die dief moet ophou steel. Hoor hoe mooi sê hy hierdie. Die dief moet ophou steel en eerder hard werk. Hy moet sy eie hande vir eerlike werk gebruik. Is dit die duiwel moet sy hande vir eerlike werk gebruik? Of is dit die ou wat kwaad word en verkeerd lewe, in die duisternis lewe, hy moet sy hande vir goeie werk gebruik? So gee vir die vyand geen plek nie, sodat hy moet hard werk om by jou te kom nie, so jy moet seker maak dat jou hande die regte werk doen. Dis wat lig in jou lewe gaan bring. Moenie enige vuil taal gebruik nie. Moenie enige vuil taal gebruik nie. Ek sê, kyk maar, as 'n man sy vinger raak slaan. Of sy toon stamp, skielik.
Wat se woorde kom by sy mond uit? As die lig waarlik skyn, dan gryp jy vas en dis nie in jou vocabulary nie in jou woordeskat nie. Nou kan jy maar vir my sê, pastoor, maar dis maar hoe die mechanics is. Jy kan maar al die mooi dinge vertel. Maar hy skryf hierso, moenie laat vuil taal uit jou mond uitkom nie. Nou moet ek bieg. Verlede naweek stuur Corien vir my boodskap. En die pastoor se kinders is mos die engeltjies in die gemeente. Toe sê sy albei het omtrent 10 minute uit mekaar uit 'n lelike vloekwoord gesê. En nou dink ek by myself, waar leer hulle dit? Want dit is nie woorde wat ek en Corien gebruik nie. So al wat jy doen is jy moet heeltyd daai wortel uithaal. Want as jy toelaat, weer eens, kry hom in lyn en ons moet die waarheid met hom praat. So as daar enige iemand 'n vuil woord sê en ek wil vir jou sê, as 'n pastoor 'n vuil woord by sy mond uitkry, hardloop weg. Jy kan maar vir Corien vra, ek is eerlik, daar is nie meer 'n woord in my wat vuil taal is nie. En dis niks oor my nie, maar ek het myself geleer, dat hierdie goed moenie deel van jou wees nie. Dit gooi dadelik jou getuienis weg. Ons trek net in, en ek weet nie hoekom bouers dit doen nie. Maar ons het in die studeerkamer, as jy van die sitkamer in die studeerkamer inloop, so 'n hoë trappie. Ek weet nie hoekom nie, maar nou trek ons in, Desember, seker die 2de of die 3de aand, sê Corien vir my, het jy die studeerkamer se blinds toegemaak, want dit kyk op die straat uit. Ek sê nee, maar dit is nog soos 10:30, ons is net besig om uit te pak, so elke aand laat in die bed geklim. Nou loop ek in die gang af, in die donkerte, en ek weet nie van, ek het daai trappie gesien, maar ek het hom nie gesien nie. Maar ek slat so hier op die bal van my voet. Ek moet my tonus af. Maar ek skree. Dink die mense in Melvillestraat het gedink, o, hier's daai pastoor. Skree al klaar. Ek moet steke kry. Ek skree vir Corien, kom help my, ek dink ek moet steke kry. Sy sê, wat's fout? Ek vra jou, en dis deel van die duisternis wat heers. Moenie laat vuil taal by jou mond uitkom nie. Maak nie saak of jy 'n spanner teen die ander goeters raakslaan nie. Leer jouself, vuil taal sal nie uit my mond uitkom nie. Dan sê, gebruik eerder regte, opbouende woorde wat nodig is om die wat luister te bevoordeel. Praat eerder vooruitgang. Praat eerder seën. Nou as ek by daai trap instap, dan stap pastoor so in. Nou nog. So hier's 3 dinge wat hier te voorskyn kom. Ons moet waarheid praat, ons moenie kwaad word nie, en vuil taal moenie by jou mond uitkom nie. Wat is die grootste ewel? Hierdie mond. Waarheid praat, kwaad word en vuil taal. Waarvan die hart van vol is, en dit is wat ek eintlik by uit wil kom. Kyk maar. Wat in jou hart aangaan, sal by jou mond uitkom.
So pas op wat in jou hart aangaan, want hierdie hart is duister. Hierdie hart is bedrieglik. So pas op wat jy in jou hart inlaat. So ons kyk dan na die volgende skrifvers toe, nog 'n deel wat maak dat jou lig nie skyn in die duister wêreld nie. Vers 30 sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Dit sê, moenie die Heilige Gees hartseer maak nie. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, ja, moenie God se Heilige Gees hartseer maak nie. In julle eenheidsband met die Heilige Gees, wanneer jy in eenheid met die Heilige Gees is, lê julle waarborg dat julle God se verlossing sal belewe. Die probleem in kerk vandag en religion oor die algemeen is ons laat toe laat ons die Heilige Gees hartseer maak. Wanneer sy teenwoordigheid in 'n plek inkom, dan is ons net soos, ag, kan hulle nou net klaar sing, want ek is nou klaar. Kan hy nou asseblief net begin preek, want ons is klaar. Jy maak die Heilige Gees hartseer wanneer hy wil begin beweeg, en ook in jou eie persoonlike lewe. Wanneer hy wil hê jy moet opstaan, wanneer hy wil hê jy moet beweeg, wanneer hy wil hê jy moet 'n navolger van hom word, dan onderdruk jy hom. Sê, nee, nie nou nie, ek's nog te jonk, ek's nou in die prime van my lewe, nie nou in my besigheid nie, jy maak hom hartseer om hom heeltyd te onderdruk. En hy sê, as jy toelaat laat hy beweeg in jou lewe, dan sal daar 'n sekerheid wees dat jy die verlossingsdag sal belewe. As jy toelaat dat die Heilige Gees in jou lewe werk. Romeine 8 vers 6. En ek skryf hierso, wat maak die Heilige Gees se hartseer? Romeine 8 vers 6. As die sondige natuur jou denke oorheers, dit maak die Heilige Gees hartseer, want ons probeer als uitfigure hier in ons koppe. As ons toelaat laat die sondige natuur ons denke oorheers, lei dit tot die dood. Maar as die Gees jou denke oorheers, beteken dit vir jou ware lewe en vrede. So hier is duidelik dat die Heilige Gees bring lewe en vrede in ons lewens. So as jy toelaat om hom nie te onderdruk nie, sodat hy kan begin beweeg in jou lewe, en beweeg wanneer hy vir jou sê beweeg, dan sal jy lewe en vrede ervaar. Moenie hom onderdruk of hartseer maak nie. Nou vra ek hierso, hoe sal jy lig wees? Al raak alles om jou duister. Want ons kom op plekke en korporatiewe plekke sê, nee, jy mag nie bid nie, jy mag nie praat oor die Here nie, jy mag niks doen nie, en die wêreld raak al hoe duister. Die wêreld vervolg die Christene. Onderdruk, dinge raak onseker, dinge om jou raak sleg. Jy sien hoe gaan alles agteruit. Jy sien hoe heers die duisternis. Hoe sal jy lig wees? Ons raak al hoe meer gestres, seker maar 20 jaar terug, hoor jy van iemand wat gestres en depressief is nie, vandag is almal gestres en almal is depressief. Want hulle onderdruk die werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees kan nie in sy lewe werk nie, want hy probeer heeltyd onderdruk wat die Heilige Gees wil doen. Efesiërs 4 vers 31 is, en hier is die kruks van daai skrif in Jesaja 60 vers 1 tot 3. Alle bitterheid, woede, toorn en geskree en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. So hy sê al daai goeters van wat die mond doen en alle boosheid. So as daar enige boosheid in jou plaasvind, wortel geskiet het, dan moet jy ontslaa raak daarvan. Dan sê hy maar, sê vir die ou langs jou maar. Nee, beter, maar. Wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Nie net vriendelik so smiley wat in die begin van die jaar hier
in die water rondgedobber het nie. Wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Dit bring ware lig. Nou het jy die konteks van hoofstuk 4 en ek lees weer, nou dat jy verstaan wat moet jy regkry in jou lewe, wees dan navolgers van Gods soos geliefde kinders. Kinders volg, jy kan maar vir 'n kind sê, dit, hoekom? Sommer. En dis hoe jy dit moet doen, dan doen hy dit. Hy glo met alles in hom, sy pa is die sterkste ou wat nog ooit geleef het. Hoekom? Want jy het dit vir hom vertel, jy het dit vir hom gewys, jy kan alles regmaak, jy kan alles, my kinders weet, oom Tommy en Pieter, hulle sal dit kan regmaak, pa kan nie alles regmaak nie. Wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het, as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. En dan gaan hoofstuk 5, gaan hy in 'n ander deel in. So eerste, wat by jou mond uitkom, dit is wat vir jou duisternis of lig gee, en dan is daar 'n paar fisiese dinge waaraan ons moet agslaan. Vers 3 sê, maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle self nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Hoerery, allerhande onreinheid of hebsug. Nou moet ek sê, hierdie pastoor is nie 'n groot Afrikaanse voorstander nie. En toe ek hebsug hoor, toe moet ek eers gaan Google, wat beteken hebsug? Maar ek weet, julle weet dit. Ons gaan nou daar kom. Vers 5 sê, want dit moet julle weet, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, of afgodsdienaar, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Dis taaf. Maar nou kom jy, pastoor, maar ek's nie onrein nie. Ek is ook nie 'n hoereerder nie, ek's nie 'n gierigaard nie, en ek's ook nie 'n afgodsdienaar nie, want ek dien God hierso by Klein Karoo gemeente. So ek het 'n erfdeel in die koninkryk. Maar ek wil hê, jy moet na hierdie 3 duisternisse kyk. So die letterlike betekenis van elkeen gaan ek vir jou gee, en dan wil ek 'n paar dinge aanraak. So hoereerders, ons almal weet, 'n hoereerder is iemand wat saam met 'n prostituut slaap en doen wat hy wil en onrein lewe. Maar ek wil jou dieper vat. Deel van hoerering is as jy verslaaf is aan enige pornografie, losbandig lewe, jong mense, dis 'n term wat oral omgaan. Nee, ons date nie, ons is maar net vriende met voordele. Dis hoereerder. Want dit beteken jy wil nie commit aan enige meisie wat die Here aan jou gee, vir jou gee, sodat jy net jou lewe aan haar kan gee nie. Nou wil jy vriende met voordele lewe lei. Of as jy in seksuele sonde sonder berou lewe. As jy emosioneel ontrou is aan jou huweliksmaat en iets of iemand bo hulle sit, deel van hoerering. Dit wys 'n verkeerde gebruik van liefde. So God is liefde, so dit nou gesing, God is liefde, en as jy verkeerd jou liefde aanwend teenoor iemand anderste behalwe jou vrou, en vir die jong ouetjies wat nog date en meisies wat date, commit aan daai meisie of ou asof jy met haar gaan trou, al date julle net 2 weke. Jy commit jouself teenoor haar, en dit is die manier hoe God wil hê jy moet lief hê. Die tweede een is onreine. Die letterlike betekenis
is dat alles wat vuil is en onheilig is, maar die onreine gedagtes, die vuil taal, die vuil humor, dinge wat ons onsself mee vul, sekulêre musiek. Ek praat nou in die week met iemand, en dis nie meer, dit was al die jare, toe ek begin musiek luister het, en van musiek hou, want jy net Amerikaanse ouens, wat slegs sing, voor dit was, die Afrikaanse musiek was redelik okay. Maar luister maar na Afrikaanse musiek, so moenie sê, nee, hulle gaan nie na wêreldse musiek luister nie, pas op na die Afrikaanse musiek wat jy ook luister. Want dit is ook net meisies, drank, brandewyn, alles wat verkeerd is. En dit maak ons onrein ook. So musiek, flieks wat jy jouself aan blootstel, en dan sosiale media wat ons onsself en ons harte mee besmet, dit wat daaraan gaan ook. Ek is nie teen social media nie, asseblief, maar pas op net, dat jy nie jouself onrein maak met dinge wat daaraan gaan nie. En jou hart vul met die vuilheid wat daaraan gaan nie. Vul jouself eerder met die gees van God. Dan die gierigaard, hebsug, geldgierigheid, dat ek net altyd alles wil hê. En afgodsdienaar gaan hierby gepaard. So dis die letterlike betekenis, maar iemand wat baie materialisties is. My werk, my geld, my goed staan bo alles. Die een wat selfsugtig is. Ek wil meer hê. Ek is nooit tevrede nie. Dan afgoderry, iets wat jy enige iets bo God sit. Jou status, jou selfbeeld, jou besittings, alles wat jy vir jouself kan hê, maak jy 'n afgod van, en jy sit nie God eerste in jou hart nie. 'n Hart van afgoderry en gierigaard, vertrou net op sy geld en sy dinge, en hy vertrou nie op God nie. Maar, wees gewaarsku, as hierdie dinge in jou lewe posvat, of jy praat dit goed, dan sê dit, jy sal nie die koninkryk van God ingaan nie. Baie keer dan kom ons en sê ek, dis maar wie ek is, dis hoe ek gebore is, ek is van 'n Merwe, of ek is kyk vir Elsabie, Pretorius, niks teen jou nie Elsabie, ek het daarom geweet, ek Pretorius sê, maar ek is 'n Pretorius, ek is van 'n Westhuizen, dis nou maar wie ons is, en ons beklei, ons raak kwaad, ons hele familie is ouens wat vuil taal gebruik, dis maar hoe ek gebore is, jy praat dit goed. As jy gefokus op net alles wat jy wil hê, en jy sê, wil jy dan hê, God moet hê, ons moet arm wees. Nee, God wil nie hê, jy moet arm wees nie, hy wil hê, jy moet vergenoegd lewe. Nooit net alles bo hom sit nie. So ek sê vir jou vanoggend, pas op vir hierdie dinge wat in jou lewe plaasvind. Dit is van die grootstes wat gaan maak dat jou lig nie kan skyn nie in 'n duister wêreld. Vers 5 en 6 sê, moenie om die bos gelei word deur mense wat verskoning soek vir hulle sondes nie. Hier sê hy dit. Die feit is, omdat mense deur sulke dinge aan God ongehoorsaam is, word hulle deur sy straf getref. Dus moenie saam met hulle aan hierdie dinge deelneem nie. So as jy iemand kry wat homself aan hierdie dinge deelneem, sny jouself onmiddellik van hulle af, sodat jou lig kan skyn, want hy gaan maak dat jou lig ook dan afgesit word. Vers 8 sê, julle lewe was vroeër nag. Voordat jy Christus ontmoet het, was dit duister, verlore, ver van God af. Julle lewe was vroeër nag. Nou egter, leef dan soos mense van die lig. Duidelik. Julle lewe was vroeër nag. Moenie weer terugkeer na dit toe nie. Leef dan soos mense van die lig. Ons is vrygekoop, al was ons in die duister gewees, Jesus se ewige lig het ons kom vrymaak. Al is ons in die lig en duisternis weg, pas op
vir die geheime dinge, die dinge waarvan niemand weet nie. Want dan laat jy toe, laat jou lig al hoe flouer en flouer brand, totdat hy nie meer brand nie. Jy moet toelaat daagliks, dat Jesus se lig in jou kom skyn, en ek het dit in die begin gesê, dis nie jou lig nie, dis God se lig deur jou. Want as jy uit jouself uitskyn, dan gaan jy vinnig val, en vinnig verkeerd trap. Maar as jy toelaat, dat God se lig in en deur jou kom skyn, so hoor wat sê hierdie skrif oor die geheime dinge. Efesiërs 5 vers 12 tot 13 sê, want mense doen in die geheime dinge wat te skandelik is vir woorde, maar as die lig daarop skyn, kom alle dinge se ware karakter aan die lig. So as jy toelaat, laat Jesus in jou lewe inskyn, as Jesus sy lig skyn, gaan hy dalk 'n paar dinge vir jou uitwys. Dis hoekom hy sê, moenie die Heilige Gees onderdruk en hartseer maak nie. Slaan ag daarop. Moenie sê, ek is in any case 'n sondaar en Jesus wys nou net al my foute uit nie. Hy wil hê jy moet jouself heeltyd reiner en reiner en reiner maak, want hy wys vir jou. Dis soos as jy 'n torch skyn en jy stap deur ons huis en jy skyn daar, so gaan jy vuil goed in die hoeke sien. Maar as jy die lig wegvat, dan gaan jy dit nie sien nie, en ons maak net vrede daarmee dat dis daarom nie vuil nie. So jy moet toelaat dat die lig van Christus skyn op dit wat jy moet regmaak. Nou dat jy hierdie in konteks sien, lees ek weer vir jou Jesaja 60 en ek sluit hiermee af. Jesaja 60 vers 1 tot 3. Staan op, Jerusalem, laat jou lig skyn, sodat alle volke dit kan sien. Waar begin dit eerste? Dat ons moet opstaan. Laat jou lig skyn, sodat alle volke dit kan sien, want die Here se heerlikheid skyn op jou. Duisternis kom oor die aarde. Die skrif is duidelik daaroor. Duisternis gaan kom. Moenie jouself daarmee gepaard maak nie. Moenie soos die wêreld word nie. Duisternis kom, donkerte oor al die nasies, maar oor jou gee die Here lig, oor jou verskyn sy teenwoordigheid. Moenie die Heilige Gees onderdruk nie, laat sy teenwoordigheid tevoorskyn kom in jou lewe. Nasies sal stroom na jou lig, en konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. Daar's 'n nuwe dag wat vir jou wil aanbreek. Maar gaan jy toelaat dat die lig van Christus in jou skyn en dat sy heerlikheid uit jou skyn, of gaan jy toelaat dat die duisternis oor jou heers? Want dan kan jy nie die nuwe dag sien nie. As die son nie opkom nie, kan ons nie 'n nuwe dag beleef in ons lewens nie. Vers 14 van Efesiërs 5 hoofstuk 14. En alles waarvan die ware karakter aan die lig kom, is selflig. Daarom sê die lied, word wakker, jy wat slaap, staan op. Die kerk moet wakker word. Die kerk moet uit hulle slaap uit wakker geruk word en opstaan uit die dood, en Christus sal jou verlig. Waar begin dit? Staan op. Ek wil hê jy moet jou oë toemaak. Elkeen in hierdie gebou. Dalk het jy te lank gesit. Dalk het jy toegelaat dat duisternis heers. Deur woede, deur vuil taal, deur onreinheid, deur hoerery, deur hebsug. Het jou lig nie meer geskyn nie. Jy het toegelaat dat die Heilige Gees hartseer gemaak word in jou lewe. Jy het aan die slaap geraak tussen die wêreldse dinge. Dis tyd dat jy wakker geruk word. Klein Karoo gemeente, ons moet wakker geruk word.
Ons moet opstaan. Want die nuwe dag het aangebreek. God se lig en sy heerlikheid wil skyn, maar ons bly aan die slaap. En sy nuwe dag kan nie aanbreek nie. Dit sê en Christus sal jou verlig. Niemand en niks anders nie. Christus sal jou verlig. Ek gaan vra dat iemand hier voor saam kom speel. Benny, iemand op die gitaar, Sint. Die Here wil 'n lig kom skyn. Die Here wil 'n lig in jou lewe kom skyn. Het jy toegelaat laat duisternis heers? Het jy toegelaat dat hierdie dinge posvat in jou lewe? Eens op 'n tyd het jou lig geskyn. Ek wil jou vra, dit gaan 'n bold stap wees, dat jy hier voor sal kom staan, as duisternis heers in jou lewe, sodat jy 'n verklaring voor 'n gemeente sal maak. Ek hou julle verantwoordelik, ek wil hê julle moet my verantwoordelik hou. My kan teregwys en die waarheid vir my wys. My kan help. Wil ek jou vra dat jy op jou voete en die voor sal kom staan. Of dit nou 1 of 2 of 10 mense is. U liefde verdryf al ons duisternis, al ons verkeerd. Dis u liefde wat ons vrygekoop het. Dankie dat daardie liefde 'n lig kan skyn deur en in ons. En ons bid oor elke siel wat hier voorkom staan het, wat 'n verklaring gemaak het, Here, ek wil u volg, ek wil nie meer hierdie duisternis laat heers in my lewe nie. Here, kom maak heel, kom maak vry, restoreer, want u lig wil in en deur ons kom skyn. Hy wat sit in die skuilplek van die Allerhoogste, sal vannag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, U is my bergvesting, U is die God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, die pyl wat bedags vlieg, die pes wat in die donker wandel, of die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy, of 10.000 aan jou regterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal dit dan skou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag sal naby jou tent kom nie. Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om dit te bewaar op al jou weë, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap. Dis die autoriteit wat jy neem. Op die leeu en die adder sal jy trap. Alles wat verkeerd is, sal jy vertrap. Op die jong leeu en die slang sal jy vertrap. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm omdat hy my naam ken. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Ek lees weer Jesaja 60 vers 1 tot 3. Staan op, Jerusalem, laat jou lig skyn, sodat alle volke dit kan sien. Wanneer die Here se heerlikheid skyn op jou, duisternis kom oor die aarde, duisternis, donkerte oor al die nasies, maar oor jou gee die Here lig. Oor jou verskyn sy teenwoordigheid. Nasies sal stroom na jou lig en konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. Amen, amen en amen. Mag jy die goedheid en guns van die Here beleef hierdie week. Mag jy in sy teenwoordigheid beweeg. Onthou, as jy wil meer uitvind oor die padstal en die vleistafel, ontmoet die mense daar agter en gesels daarso. Seën vir julle.